Goeiemôre geliefde gemeente. Soos Lawrence gesê het, voel ons redelik baie welkom na gister en vandag. So baie dankie en baie welkom aan al die besoekers wat vanoggend saam met ons hier is om die Here te aanbid en te dien. Geliefdes, die woord van die Here kom vanoggend na ons toe uit die boek Nehemia uit. Nehemia 2 vers 11 tot vers 20. Ons fokusvers is dan ook vers 20. Ek sal vir ons die perikoop saam lees. So perikoop is 'n korter deel van 'n groter hoofstuk. Ek lees ons die perikoop saam en daarna sal ek vir ons fokusvers weer herhaal. Ek het in Jerusalem aangekom en na ek 3 dae daar was, is ek die nag stilletjies uit met 'n paar man by my. Ek het vir niemand gesê wat my God my in die hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Behalwe my rydier het ek geen diere by my gehad nie. Ek is die nag deur die dalpoort na die Jakkalsfontein en die Vullespoort tot Vullespoort toe en het die mure van Jerusalem nagegaan waar hulle afgebreek was en ook die poorte wat verbrand was. Toe ek by die Fonteinpoort en die Koningsdam kom, was daar nie plek vir my rydier om verby te kom nie. En moes ek in die nag met die vallei op boontoe, sodat ek die muur kon nagaan. Daarna het ek omgedraai en is ek weer deur die dalpoort en terug huis toe. Die amptsdraaiers het nie geweet waarheen ek was en wat ek gedoen het nie. Tot dusver het ek niks laat blyk teenoor die Judeërs, die priesters en die vooraanstaande burgers, die amptsdraaiers of ander wat die werk moes doen nie. Maar toe sê ek vir hulle, julle sien self die benarde toestand waarin ons sit. Jerusalem lê in pyn en sy poorte is verbrand. Kom ons herbou die muur van Jerusalem, dat die vernedering nie langer op ons rus nie. Ek het hulle toe vertel hoe my God sy goeie hand oor my gehou het en wat die koning vir my gesê het. Hulle het gesê, kom ons bou. En hulle het die goeie werk aangepak. Maar die Sanballat en Gorniet, Tobia en die Ammonitiese amptenare en Gesem, die arbeider, hoor wat ons gedoen, het hulle ons uitgelag en smeelend gevra, wat vir 'n ding is dit waarmee julle besig is? Wil julle in opstand kom teen die koning? Ek het hulle geantwoord en vir hulle gesê, die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ons, sy dienaars, gaan bou. Julle het nog aandeel, nog reg in Jerusalem en geen historiese bande met hom nie. Ons fokusvers is vers 20. Ek het hulle geantwoord en vir hulle gesê, die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ons, sy dienaars, gaan bou. Julle het nog aandeel, nog reg in Jerusalem en geen historiese bande met hom nie. Ons tema van vanoggend se prediking, die Here sal laat slaag wat in sy wil geskied. Geliefdes in ons Here, het jy al iets aangepak en nie geweet waarom te begin nie? Vrae kom op soos, hoe moet ek dit doen? Hoe moet ek te werk gaan? Waar vind ek dit? Miskien is daar 'n probleem of 'n situasie wat opgekom het en jy weet nie, moet ons kyk na die simptome of moet ons kyk na die probleme? Is die simptome en die probleme dieselfde oorsprong? Lyk dit anderster? Het jy al ooit 'n begeerte gehad of 'n hinkering daarna om iets te doen? Miskien jou eie besigheid? Miskien 'n nuwe begin? Miskien is daar 'n tekort aan 'n kinderhuis in die dorp en ons het nodig om 'n kinderhuis op die been te bring. Miskien is daar nodig vir 'n sopkombuis want die winter is hier en daar is ons baie hawelose mense wat nie kos het nie, wat koud kry.
Miskien is dit die agteruitgaan van 'n kultuurgroep, ons kultuurgroep. Ons moet aandag gee daaraan. Wat van iets wat in die gemeenskap van gelowiges gebeur? Miskien verlang ons na 'n nuwe seisoen in kerklewe. Miskien verlang ons daarna na dae van ouds, toe daar strukture was wat ons geken het. Miskien wil ons teruggaan na 'n vorige manier van bediening toe, want ons is bang vir wat voorlê. Maar moenie vrees nie. Moenie bang wees nie. Want saam met ons kom daar ook baie van hierdie vrae in die lewe van Nehemia op. Hierdie beloftes, hierdie behoeftes, hierdie begeertes wat hy het, waarna hy hinker, sien ons ook in die teks en in die hele boek van Nehemia. Vanuit ons teks sien ons dat Nehemia worstel en hy sukkel, want hy hoor dat sy volk swaar trek. Hou in gedagte, hy is nou nie in Jerusalem nie. So sy volk trek swaar en hy is bekommerd oor hulle. Hy hoor die stadsmure is nie gebou nie, is nie herstel nie. Wat nou? En dit het natuurlik nie gekom sonder uitdagings, wanneer hy nou uiteindelik met die koning moes gaan praat nie. So ons nou ook in gedagte hou dat Nehemia was die skinker van die koning. En hy was in die koningshuis gewees. En een van die ou nabye Oosterse tradisies is dat in 'n koningshuis is almal opgewek en vrolik. Hulle is jubelend. Hulle is bly. Want jy is voor die koning. Hoe gaan jy nou daar staan en hartseer en sak en as voor die koning? Jy moet opgewek wees. So as jy nie opgewek was nie, was die kans goed dat jy uit die binnehof uit sou gejaag geword, of hulle sou waarskynlik in uiterste gevalle jou doodmaak. En nou is Nehemia die skinker. Hy moet nou gaan saam met by die koning wees, hy moet gaan skink, sy werk doen. En hy is te neergedruk. En die koning ken die mense wat vir hom werk. En die koning let dit op, en hy vra vir Nehemia, wat pla? Vers 1 en vers 2 van die perikoop. Ek was nooit bedruk voor hom, wat die koning is nie. Maar daardie dag sê die koning vir my, hoe lyk jy so bedruk? So die koning het dadelik agtergekom, daar is fout by Nehemia, sy skinker, die persoon wat hy vertrou het in sy binnehof. En die koning sou baie maklik hom kon wegjaag, maar hy het nie. En daar sien ons wat vers 8 vir ons sê, my God het sy goeie hand oor my gehou. En van daar af weet ons dan uiteindelik wat gebeur. Die koning laat hom toe om terug te gaan Jerusalem toe, en die koning laat hom toe om te bou en die mure te herstel. En dan sien ons die eerste ding wat Nehemia doen in vers 12 en vers 13. Hy beplan. Stilletjies in die nag het hy uitgegaan met 'n paar manne met hom. Ek het vir niemand gesê wat my God my op die hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. So voordat jy Nehemia enigiets doen, fokus hy op beplanning. Hy gaan kyk, hy gaan stel ondersoek in. Wat is daar? Is daar tekort aan 17 bakstene? Is daar tekort aan 2 kilogram sement? Is daar tekort aan draad? Wat moet ons doen om hierdie muur reg te kry? Ek het die mure van Jerusalem nagegaan waar hulle afgebreek was en ook die poorte wat verbrand was. Nehemia stel daadwerklik ondersoek in om strategiese beplanning te doen. Hy val nie net weg en doen iets nie, hy beplan. Maar wat gebeur voor hierdie beplanning? Hy trek sy spreekwoordelike skoene aan wat waarskynlik sandale was. Hy vat sy loopstaf, sy kierie, en hy gaan loop om die stadsmure. En ons kan baie maklik aanneem, dit is nie 'n klein dorpie gewees nie. So Nehemia doen iets van sy kant af, sodat hy kan sien wat gedoen behoort te word. Hy maak 'n opname, wat is verkeerd, wat is tekort. Hy beoordeel wat moontlik verkeerd kon geloop het, hoekom hierdie in mekaar ingeval het. Natuurlik, daar was 'n aanslag teen hulle gewees. Maar wat kan ons doen om dit sterker te maak? Hoe kan ons dit versterk? Daarna
nadat hy sien wat die werk is wat gedoen moet word, dan begin hy met mense van die stad praat. Aanvanklik het hy vir niemand gesê wat hy beplan nie. Aanvanklik het hy vir niemand niks gesê nie. Maar nou sien ons, hy begin bearbei. So hy het beplan, hy het sommetjies gemaak, 'n lysie geskryf waarskynlik, en nou begin hy bearbei, want nou moet hierdie lysie aangespreek word. En hy sê dit vir die priesters, die Judeërs en die vooraanstaande burgers, die amptdraers, almal wat die werk moes doen. Aanvanklik het hy nie vir hulle gesê nie, want hy wou na hulle toe gaan met 'n plan. Ons lees verder, hy sê, julle sien self die benarde toestand waarin ons sit. Jerusalem lê in pyn en sy poorte verbrand. Kom ons herbou die muur van Jerusalem, dat die vernedering nie langer oor ons rus nie. Dit is so pragtig hoe ons sien Nehemia werk van die slegte. Hy sê, kyk hoe lyk dit om ons. Alles val in mekaar in. Daar kort 12 bakstene, daar's ons 'n deur uit, daar's vensters tekort. Maar dan sê hy, kom ons herbou. So hy beweeg weg van hierdie negatiewe denkwyse en hy sê, kom ons herbou. Kom ons herstel. En dan bemoedig hy hulle ook so, kom ons doen dit. Hy skets hierdie mooi prentjie na waartoe ons kan gaan. Hierdie slegte dinge wat mense sê oor ons, of hierdie nederlaag wat oor ons hang, kom ons herstel dit. Dat ons nie meer bekend staan vir dit nie. Die vernedering waarvan Nehemia praat natuurlik is 'n fisiese nederlaag wat die Israeliete beleef het, waar hulle weggevoer is in ballingskap. Hoe sal dit lyk? Een volk kom en die verbondsvolk van God word verower en dan word hulle weggevoer in ballingskap. Hoe lyk dit? Dit lyk of ons swak is, 'n swak volk is. So kom ons bou, ons herstel, sodat hierdie nederlaag en hierdie negativiteit nie meer oor ons hang nie. Natuurlik is dit die fisiese, maar bo dit is dit ook die geestelike. Want sien, hoekom het die ballingskap plaasgevind? Want daar was ongehoorsaamheid teenoor God. Daar was eie willigheid. Daar was ek sal self. Hulle geliefde stad, die stad wat gebou is op hoop, geloof, liefde. Die voorvaders, Abraham, Isak en Jakob, alles het opgebou en gelei tot hierdie stad. En is die stad amper platgevee. In vers 18 en 20 sien ons dan Nehemia 'n belydenis maak. En met hierdie belydenis verklaar hy ook sy afhanklikheid tot God. Hy bely. Ek het hulle toe vertel hoe my God sy goeie hand oor my gehou het en wat die koning alles gesê het. So daar's opbou. Hy beplan, hy bearbei en hy bely. Op so 'n belydenis wat hy dan maak dat my God sy goeie hand oor my gehou het. Wat is die reaksie van die mense? Kom ons bou. Daar's opgewondenheid. Kom ons doen dit. Kom ons doen dit dat hierdie nederlaag en die negatiewe praatjies oor die volk end kry. Kom ons bou. Hoekom wil hulle bou? Want God is met hulle. As dit ook nie in die Here se wil was nie, sou dit al klaar skeef geloop het in die binnehof van die koning, waar Nehemia verwyder sou word of doodgemaak word. Hulle gaan bou want die Here het sy profeet beskerm om die werk te kom doen. Die Here sal die bouwerk ook vooruit vir hulle seën, sodat hulle nie langer onder hierdie vernedering sal leef nie. Sodat hulle weer kan herstel word, beskerm word teen die aanslag van alles om hulle. Maar saam met hierdie belydenis sien ons ook die afhanklikheid. In vers 20 ook. Die God van hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ons sy dienaars gaan bou. Geliefdes, hoe wonderlik is dit nie? Hy maak hierdie verklaring, hierdie belydenis, en dan is die volk opgewonde en opgewek en sê, kom ons bou. En dan kom daar aanslae en sê, maar wat doen julle nou? Hoekom is julle besig om hierdie te doen? Wil julle die koning kwaad maak? En dan sê hy, die God van die hemel,
sal ons bouwerk beskerm, bewaar en laat slaag. Dit sê Nehemia na aanleiding van die woorde van Sanballat en Tobia en die Ammonitiese amptenare wat vra, wat se ding doen julle nou? Waarmee is julle nou besig? Wil julle hê die koning moet kwaad wees vir julle? Maar hierdie mense praat uit onkunde uit, want hulle verstaan nie die wil van die Here nie. Maar geliefdes, dis nie die laaste keer in die skrif waar ons sien dat iemand teenkanting gee teenoor iets nie. Dis nie die laaste keer in die skrif waar ons sien dat bouwerk bevraagteken word nie. Ons sien dit ook in Johannes 2 vers 18 waar die Fariseërs dit vir Christus vra. Waar Christus die tempel reinig en dan vra hulle vir hom, maar hoekom kan jy doen wat jy nou doen? Wie gee vir jou die reg? Wat gaan hier aan? Watter tekens en watter wondertekens kan jy doen om hierdie dinge te bevestig wat jy nou doen? Dit vra hulle na aanleiding natuurlik van Christus waar die tempel gereinig het. En dan bely Christus met die woorde, ek sal die tempel in 3 dae, julle kan dit afbreek, maar ek sal dit in 3 dae weer oprig. Natuurlik weet ons Christus praat van sy kruisiging en sy opstanding. Hy praat nie net daarvan nie. Hy praat ook van die oprigting van sy liggaam op aarde. Maar in beide Nehemia en Johannes verwys Christus na hierdie pragtige voorbeeld van oprig, herstel en bou. Die beplanning, die bearbeiding en die belydenis. Die beplanning om te sien wat verkeerd is. Christus het gesien, dit is verkeerd om in die tempel handel te dryf. En hy het dit gereinig. Hy bearbeid dit, deur hulle weg te jaag. En ander ook aan te moedig om dit te doen. En dan bely hy, en hy sê, ek sal die tempel weer in 3 dae oprig. Christus kom nie om 'n muur te herstel nie, maar hy kom uiteindelik om die ondergang, die nederlaag, die sonde wat daar is by die mens te herstel. Die nederlaag wat ons ook beleef, te kom vervang in 'n oorwinning. Omdat Christus dit gedoen het, is dit belangrik dat ons ook van ons kant af beplan, bearbei en bely. Geliefdes, ons gaan nie 'n stadsmuur herbou nie. Ons gaan wel opstaan en ons gaan bou. Ons gaan beplan. Ons gaan bearbei en ons gaan bely. Dat alles wat ons doen in die wil van die Here is. Ons sal dit doen tot eer van die Here, sodat sy koninkryk kan kom in Vogwel, in ons gemeente, in Buffeldorings, maar ook in die land, in die groter liggaam van Christus. Hoe lyk dit prakties? Ons moet beplan. Ons as die gereformeerde kerk Buffeldorings moet begin besin en besef oor wat se gawes in die gemeente is. Wat se gawes is daar in die gemeenskap wat ons kan gebruik tot ywer en tot uitbou van die koninkryk. Ons moenie net mense hê wat op die kantlyn staan nie, ons moet aktief betrokke wees by hierdie bouwerk. Jy kan 17 stene bring dit. Jy kan 17 sakke sement bring dit. Daai persoon kan aanmaak, kom ons maak dit aan. Kom ons begin die bouwerk. En so kan uiteindelik ons mure herstel word. Ons torings opgerig word. En ons sluitbalke versterk word. So moet ons dan ook bearbei en betrek. Ons het elkeen van ons saamtrek om dit te doen. Die bouwerk kan nie alleen deur een persoon of deur 10 mense of deur 20 gedoen word nie. Dit moet deur almal gedoen word. Want almal het aandeel hierin. En dan moet ons bely. Wanneer dit swaar gaan, wanneer ons moedeloos raak, wanneer ons sê ek kan nie meer nie. Ek is moeg. Dat ons mekaar aanmoedig en bemoedig en herinner, die Here het ons beskerm en bewaar deur die jare. As ons net terugdink aan ons eie geskiedenis hier in Buffeldorings,
In 1949 is die kerk gestig. Die Here het bewaar en beskerm. En toe die kerk ontbind. Maar dan het die Here dit so bewerk dat dit weer herbou word en opgerig word in 1978 en oor 4 jaar vier ons 'n 50 jaar viering van ons gemeente. Hoe wonderlik is dit nie? Hoe wonderlik is die genade van die Here nie hier nie? En daarom moet ons mekaar bemoedig en herinner aan hoe die Here daar was. So dit wanneer ons moeg raak, ons dit kan onthou. Met die oprigting van die liggaam waar Christus opgestaan het uit die dood, het Christus nie net uit die dood uit opgestaan nie, maar hy het ook vir ons 'n nuwe lewe gegee, waarop ons geloof kan bou, op hom. Christus kom vernuwe ons gedagtes in ons harte, sodat ons uit dankbaarheid kan help bou. Mekaar kan aanmoedig en bemoedig, beywer. Die Here van die hemel en aarde is met ons. Ons doen dit vir hom. Geliefdes, kom laat ons bou. Amen.